Goeiemôre aan almal en baie welkom by die Bron vanoggend, 5 Oktober. Soos julle weet is Gary en Rona en Henry, Justine en die hele gesin in Israel op die oomblik. En hulle het my 2 maande terug al gevra of ek wens dit was 'n week terug, want 2 was 'n baie lang 2 maande vir iemand om te vra om voor soveel mense te staan vanoggend. Maar wat 'n absolute voorreg om vanoggend hier te kan staan en die woord aan julle te kan bring. 2 goed het by my opgekom toe Gary en Rona my vra. En die eerste is, hoekom is ek goed genoeg en nie ek is nie. Maar dadelik kom die Heilige Gees en hy sê vir my, in daai tyd sal die Gees van die Vader die woorde in jou mond sit en hy sal namens jou praat. So dit al die pressure van my af daarvoor. So kyk vandag verby die persoon wat hier staan, wat jy ken, wat jy al gesien het, en luister na die woord van God wat deur jou wil praat vanoggend. Ek is baie bly om te sien hier's baie kinders vandag, want die kinderkerk is toe. So julle is my maatstaf vandag, kinders. Ek moet so met julle kan praat dat julle ook verstaan wat ek sê. So kom sê vir my na die tyd of julle verstaan het wat ek gesê het, dan weet ons is op die regte rigting. Dan, en die eerste diens kon ek nie heeltemal klaar kry nie, so ek wil nie verskoning vra nie, ek gaan geweldig baie skrif gebruik vanoggend, wat die skrif wat ek baie opgewonde oor is. En ek het toe gegaan en gedink, ek gaan na die tyd vir AI, dis nou kunsmatige intelligensie, vra om my preek wat ek self voorberei het sonder AI, net in 'n werkstudie te sit vir die mense wat deur die notas wil gaan, want ek glo werklik waar, hier lê krag vanoggend, want dis die woorde van God wat gespreek gaan word. So daar's krag in die woorde in die skrif, want my hartsbegeerte toe Gary en my Rona vra, sê, Here, wat kan ek vir die mense gee wat my in my lewe gehelp het? Ons is almal Christene, maar ons sit baie keer vas in ons eie sonde, of ons sit vas in met ons struggles, en ons kry swaar, ons kry nie deurbraak nie. So ek glo regtig en vertrou dat die Heilige Gees vandag vir jou op 'n manier wil bereik, om te kan verstaan, hoe kan jy deurbraak in jou lewe kry? Wat se goed kan jy in plek sit in jou lewe, om te verseker dat daar deurbraak in jou lewe is? So, info uit die bron.co.za is waar ek vir Rosie die notas na toe gaan stuur, wat AI my mee gaan help, om hierdie preek in 'n studie te sit, wat teen maandag aand hopelik gelaai sal word. Ek het haar nog eers gevra nie, ek vertrou maar dit gaan so wees, anders kan julle my direk kontak. So, die skrif wat ons vandag gaan behandel, is daai skrifie. I write to you, little children, because your sins are forgiven you for his name's sake. I write to you, fathers, because you have known him who was from the beginning. And I write to you, young men, because you've overcome the wicked one. Johannes, die disipel van Jesus, skryf hierso, en hy skryf aan die kerk, en hy wys vir ons 3 groeperinge van Christene, soos hy dit sien in die kerk. Daar's klein kindertjies, wat nou net in Christus gekom het, dan is daar jong mans en jong vrouens, wat gegroei het al, en dan kry jy hierdie volwasse prentjie van die vaders, wat die Vader ken. En ek wil bietjie daarna kyk vanoggend. So, het laaste keer, seker maak ek doen die regte ding, dis op. Sorry. Volgende slide. Asse. Goed, ek wil gou dan die voorbeeld gebruik van bome, soos die prentjie gewys het, 'n saad wat na 'n klein boompie, na medium size boompie, na 'n volwasse boom gaan aan een kant, en ons as kinders van Christus, hoe ons ook groei. So, wanneer jy na 'n saad kyk van 'n boom, toe ek my huiswerk gedoen het, het ek gesien dat daar was in Masada in Israel, het hulle Judeese dadelplantsade gevind, so in 2005, wat 2000 jaar oud was. Hierdie saad was 2000 jaar dormant, en hulle het dit toe geplant, en dit het ontkiem, en het basies gegroei. En dit was vir my wonderlik om te sien, dat die saad lang dormant kan bly. Nou trek ons dit terug na ons as kinders van die Here, tot en met jy Christus in jou lewe aangeneem het, en Jesus in jou lewe, in jou hart ingeneem het, is jy ook maar net 'n saad, wat baie potensiaal het, maar wat nog nie ontkiem het nie, wat nog nie gegroei het nie. En die hele wêreld is vol sade, vol saad wat nog nie Christus aanvaar het nie, wat die potensiaal het om te kan ontkiem in Christus. Maar ons lees die gelykenis van die saaier, dink ek, wat hy praat van die 4 tipes grond wat 'n saad ingeplant moet word, om te verseker dat hierdie saad kan groei en 'n volwasse boom eendag kan word. En hy waarsku en sê, partykeer word daar saad, en saad val langs die pad, of dit val op klippe, of dit val tussen dorings. En daai saad skiet dalk vinnig wortels, maar dit gaan vinnig weer dood. Net so kry ons ook baie keer mense wat die woord van die gospel of die evangelie hoor, sy hart vir die Here gee,
Maar dan raak die druk van die wêreld weer te groot, of hy kom terug weer in sy ou weë, en hy val ook maar net weer weg, en na sy ou weë toe. Maar dan is daar die 4de grond, die saad wat in vrugbare grond val. En as ons kyk na die mens vandag, is dat hierdie skrif is vir my belangrik. As ons gaan lees en vergelyk dit nou met die saad wat geplant word. Or do you not know that as many of us as were baptized into Christ Jesus, were baptized into his death? Therefore, we were buried with him through baptism into death, that just as Christ was raised from the dead by the glory of the Father, even so we should walk in newness of life. For if we have been united together in the likeness of his death, certainly we also shall be in the likeness of his resurrection. Goed kinders, wat het gebeur hierso? Baie goeders, maar die doop, julle weet ek is passievol oor die doop. Wanneer jy jouself laat doop, sê die skrif, dan word jy een met Christus. Romeine 6 vers 5 sê, you are being united together with Christ. So verbeel jy, jy's 'n saad, jy het nie die Here geken nie, jy neem hom aan, jy aanvaar hom in jou lewe, jy kom tot bekering, en nou laat jy jouself doop. Dit is hoekom daar geen tyd gemors was in die vroeë kerk, wanneer iemand tot bekering gekom het, en sy doping nie. Dit was 'n onmiddellike gebeurtenis wat gebeur het. Dit was 'n opdrag van Jesus, voor hy opgevaar hemel toe, gaan dan heen, maak disippels van alle mense en doop hulle in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees. Want daar so baie wat gebeur in daardie oomblik, wanneer jy onder die water gaan saam met Christus. En hierso sê Romeine 6 vers 5, that you are being united together. Daai saadjie word geplant saam met Christus. Jy word ingeënt saam met Christus. Dis wat die woord sê. Daai woordjie united together, die Griekse woordjie is symphutos, wat beteken you are being planted together with Christ. Hoe mooi is dit nie? Dis die dag wanneer jy saam met Christus geplant word, om nooit ooit weer verwyder te word nie. Nou kom ons by, die boompie kom nou uit die grond uit, en ons noem dit in Engels 'n sapling, of 'n klein boompie. En hierdie boompie het bietjie hulp nodig. Jy het al baie keer gesien, dat daar bome geplant word, en kap hulle houtstok in die boom, om die boom te help regop staan, en om bietjie vastigheid te gee, as die wind sou waai, want hierdie boompie moet dan eers wortels skiet. En kom jy nou na die klein kindertjies kant toe, as jy nou gedoop is, jy is geplant in Christus, jy moet groei, ons ook as jong Christene moet groei, en ons het die Heilige Gees om ons te help, en die plank wat daar ons vashou, is die Heilige Gees. En hy hou ons vas, en hy maak seker dat ons die geleentheid kry, dat ons wortels diep grond skiet, sodat ons kan groei in Christus. En die motto vir my van a little child is, we love him because he first loved us. Dis my motto. Dis 'n liefdesverhouding wat Jesus vir my die prys betaal het. En is uit daai liefde uit wat ek weet wat hy vir my kom doen nou. Dan beweeg ons aan na die tweede boompie, wat in Engels is 'n juvenile, is 'n bietjie 'n sterker boompie. Nou kan ons maar 'n houtpaaltjie uithaal, want hierdie boom se wortels is sterk gevestig, die seisoene draai, die wind kom, die reën kom, maar daai boom staan vas in die grond. Hy weet al wie hy is, nothing is going to move him. Nou kom ons na die Christene toe. Wie is daai Christene? Want hy skryf Johannes, I write you young men because you've overcome the wicked one. En sy motto is, I can do all things through Christ who strengthens me. Dis die motto van haar young mens. Maar hy kry oorwinning elke liewe dag met die goed wat na hom toe kom, wat na hom toe gegooi word. En dis die kruks vir my van vanoggend wat ek na julle toe wil bring is, hoe kan jy as a little child, want a little child in Christ, jy kan in daai posisie wees vir 'n jaar, vir 5 jaar, vir 10 jaar, vir 20, 40, 50 jaar, en net 'n klein babatjie bly in die woord, wat nog elke dag soos 'n golf heen en weer gesleer word. Jy kry nie jou oorwinnings nie, want daar's een ding wat jy nog nie gesettel het nie, en dis waarna ons gaan kyk vanoggend. En dan die laaste deel is die volwasse boom, 'n pragtige, groot, sterk boom, met skadu gee aan diere, wat vrugte gee vir mense om te eet. En dink aan, jy weet, die standvastigheid van daai boom. En as jy dit terugtrek na Christen toe, dan is dit byvoorbeeld iemand soos Johannes, wat hierdie boek skryf, wat aan die einde van sy loopbaan, aan die einde van sy lewe, alles gesien het. Hy het saam met Jesus gewandel, hy het saam met hom geloop. Hy verstaan dat sy sondes is weggeneem deur Jesus. Hy het oorwinning gekry oor die bose elke dag deur die krag van die Gees. Maar hy het hierdie intieme verhouding met die Vader, because he knew him, hy ken die Vader. So sy motto is, for me, soos Paulus skryf, for me to live is Christ and to die is gain.
Daar's niks meer waarvoor hy bekommerd is. Hy kan nie wag vir die dag wat hy sy oë oopmaak voor sy saligmaker nie. But for him to live as Christ and to die as gain. So ek wil gou net praat vinnig net oor die agtergrond van waar Johannes hierdie boek geskryf het, hoekom het hy het geskryf, aan wie hy het geskryf. Johannes het Jesus gesien. Hy was 'n geliefde disipel van Jesus. Hy was een van die binnekring van 3, Johannes, Jakobus, Petrus. Hy was een van die 3 wat die laaste aand toe Jesus gevra het, bid saam met my, daar was, alhoewel hy geslaap het, hy was daar. Dan was hy op die berg van verheerliking, waar Jesus daai 3 saam met hom geneem het, en Elia en Moses het saam met Jesus verskyn, en Jesus is daar verheerlik. En hoor gou wat sê die Vader uit die hemelse stem, daai dag op die berg van verheerliking, hierdie is my seun, luister wat hy sê. Dis ons instruksie, luister wat hy sê. So die Johannes wat alles gesien het, beleef het, die wonderwerke wat self uitgegaan het, hy skryf hierdie boek, en hy skryf het aan die vroeë kerk, teen die einde van die 1ste eeu. 2 goed wat hy vir die kerk wil sê. Die eerste een is, ek skryf dat julle weet, julle het die ewige lewe, die goeie nuus, die prys, die kroon wat jy gaan dra. Dit staan in die skrif, die lewe het gekom, ons het hom gesien, skryf Johannes, en is getuie daarvan. Ekskuus. En ons verkondig aan julle die ewige lewe, wat by die Vader was, en aan ons geopenbaar is. Dis die eerste ding wat hy kom skryf, en sê vir hulle. Die tweede ding wat hy kom skryf, hy kom waarsku die vroeë kerk, nou die vroeë kerk, 95 na Christus, is skaars 60 jaar oud, en hy kom waarsku hulle teen valse lering wat by die kerk ingekruip het. En die valse lering wat hy teen waarsku is genoem gnostisisme. Dis 'n groot naam, moenie worry, wat dit beteken is. Dit beteken, hulle het geglo, dat alles wat vlees is kwaad of evil, en alles wat gees is goed. Met ander woorde sê hulle, Jesus kon nooit in die vlees gekom het nie, want hy was nie kwaad nie. Wat 'n absolute leuen was. En hulle het geglo, dat verlossing slegs gekom het, deur verstandelike verligting. Klink soos New Age, né? Daar het New Age begin, 96 na Christus al. En is dit nie amazing, hoe daar in die kerk ingekruip het, hoe die leuns oor die jare, oor die eeue net verder ingekruip het. En al wat die vyand wil regkry, al wat hy wil regkry, is om jou te weerhou, om die volle waarheid van Jesus Christus te verstaan en te glo, en elke dag in deurbraak en in oorwinning te wandel. Paulus skryf selfs, hy sê ook vir die vroeë kerk, skryf hy, "O foolish Galatians, who has bewitched you, having begun in the spirit?" Hy skryf dit nog vroeër, hy sê, maar luister, vroeë kerk, wie het julle vertower, wie het julle verduister hier, sodat julle nie meer in die gees van God wandel nie? Hoekom het julle so vinnig weggedraai van die waarheid af? So, ek wil gou vir julle hierdie skrifgie wys. Ek wil gou praat oor die geskiedenis van die wêreld en waar sonde ingekom het. Want ons moet vandag verstaan, Johannes skryf aan ons en sê, I write to you because your sins are forgiven. So dis wat ons vandag gaan fokus. Die Heilige Gees wil vandag vir jou wys wat sonde is, hoe jy vergewe is daarvan, waarom jy vergewe daarvan is. Want as jy eers dit in jou hart kan vestig en verstaan en glo, dan kan jy aanbeweeg en jy kan groei. And it doesn't have to take 5 years or 1 year or 6 months. Dit kan 'n baie vinnige proses wees. Geskiedenis. Kom ek vat julle kindertjies gou terug na die Bybel toe. Genesis 1. God sê, let us make man in our image. En God maak vir Adam en Eva pragtig, skoon, en aan die einde van Genesis 1 skryf hy, en hy sê, alles wat ek gemaak het ek gesien, en dit was goed geweest. God was happy, dat hy dit gemaak het, en alles gemaak het. Dan kom ons by Genesis 2, en God sê 'n waarskuwing aan die mens, hy sê, ek gaan dit gou lees, and the Lord God commanded the man, saying, of every tree of the garden you may freely eat, but of the tree of knowledge and good and evil you shall not eat, for in that day you shall surely die. Jy mag van al die bome se vrugte eet, die boom van die lewe, elke liewe boom, maar die boom van kennis van goed en kwaad mag jy nie eet nie. En raai wat het gebeur, kinders? Daar kom 'n ou slang uit die bos geseil, in die tuin van Eden, en hy kom na Eva van alle mense, eerste na die vrou toe. En hy sê vir haar, het God regtig gesê, jy mag nie daai vrug eet van die boom van kennis van goed en kwaad nie?
Sekerlik mag jy dit doen, en hy begin met Eva se breinsmokkel, se kopsmokkel. En dis 'n groot tema vandag. Waar vind hierdie magstryd vir jou eie lewe plaas? Dit vind hier in jou gedagtes plaas. Daar's twee stemme in hierdie lewe wat jy hoor. Dis die stem van die Gees van God en die vyand se stem. En we need to be able to discern, onderskei tussen daai twee stemme. Maar in 'n geval, hier kom die vyand en hy vertel vir Eva en sy vat die vrug en sy eet die vrug en sy deel van man uit want sy's 'n goeie vrou, sy maak vir hom kos. Hy eet die vrug saam met haar, albei is skuldig. Maar iets terribles gebeur. God kom af en hy sien en hy vra waar is die mense en hulle kruip weg. Ewe skielik sien hulle is kaal voor God, hulle is skaam. En wat gebeur het daai dag? Sonde het gekom na die mens toe en hy het woning in hom kom maak. En die sondige natuur van sonde het in die mens ingekom. En die verhouding tussen God en mens het daai dag onmiddellik verander. Waar God voorheen afgekom het en in die tuin gewandel het met Adam en Eva, het hy hulle nou uit die tuin uitgejaag en sê, julle kan nie meer in die tuin wees nie. Want hierdie kennis wat julle bekom het, kan ek nie toelaat dat julle nou meer toegang het tot die boom van die lewe en so vir ewige lewe nie. En die verhouding tussen God en mens het drasties verander as gevolg van dit. So God sê daar in Genesis, hy sê, then the Lord God said, behold, the man has become like one of us, to know good and evil. And now lest he put on his hand and take also of the tree of life and eat and live forever. Therefore the Lord God sent him out of the Garden of Eden. Nou kom ons by die versie agter my rug in Genesis 6. Die hartseerste versie vir my in die Bybel. Then the Lord saw, dis nou baie jare later, mense het vermenigvuldig, Adam en Eva is uit, hulle het kinders gekry, Kain soms 'n boetie doodgemaak, daai het nog gekry en so gaan die wêreld aan, dit raak evil en boos en die mense brei uit en God kom in Genesis 6 en hy skryf die volgende hartseer versie. Then the Lord saw that the wickedness of man was great in the earth, and that every intent of the thoughts of his heart was only evil continually. And the Lord was sorry that he had made man on the earth, and he was grieved in his heart. So the Lord said, I will destroy man, whom I have created from the face of the earth. Wat absolute hartseer hoofstuk in die Bybel. Dat God op 'n plek gekom en gesê het, ek is spyt, ek het mens gemaak. Want hy is evil in sy gedagtes. Volgende versie. Asseblief. Maar dankie tog, daar was iemand soos Noag. Dankie Noag, dat God guns in jou gesien het. Thank you Noah that you walked with God. Want ten spyte van hierdie sondige natuur wat selfs oor jou gekom het en jou kom beheer het, het jy gekies om God te dien. You chose God over the sinful nature. And it was only because of one man Noah, net een man Noag, wat God sê, ek gaan nog steeds die wêreld vernietig, die mense, die diere en alles daarop, en ek gaan oorbegin met Noag. Maar wat nie verander het nie, God het nie sy sondige natuur het hom uitgehaal nie. En daar gaan Noag in die ark met sy vrou, met die kinders, met die vrouens, en hulle gaan aan, en hulle leef op daai boot vir amper 'n jaar. Die boot kom op Ararat tot staan, Noag klim uit, plant 'n lekker plantasie, maar hy maak eers 'n altaar, en die volgende skrif sê, and the Lord smelled a soothing aroma. Then the Lord said in his heart, I will never again curse the ground for man's sake, although the imagination of man's heart is evil from his youth. So nadat God oorbegin het met die mensdom met 8 mense, kom sê hy nog steeds, the imagination of man's heart is evil from his youth. En God begin weer soos van voor. So Noag was 'n tipe van 'n Christus wat sou kom, is 'n tipologie. Nou ken ons die skrif verder en ek gaan nie daardeur gaan nie, maar so die mense weer vermenigvuldig. Ek bedoel, Noag het self om 'n plantasie gaan plant, druiwe gemaak en homself dronk gedrink. Daar is dit al klaar vir jou voorbeeld, né? En daar gaan die mense maar weer aan en hulle multiply en hulle raak groot en wickedness neem weer toe en hulle bou 'n toring van Babel en so gaan die mense maar weer aan, want the imagination of his heart is evil from his youth. Volgende skrifgie asseblief. Baie dankie, Jesus Christus is deur die Vader gestuur na die aarde toe, om vir eens en vir altyd
die mens terug te bring na die Vaderhart toe. Now all things are of God, who has reconciled us to himself through Jesus Christ, and has given us the ministry of reconciliation. That is, that God was in Christ reconciling the world to himself, not imputing their trespasses to them, and has committed us the word of reconciliation. 1 Corinthians 2 vers 8 sê, but we speak the wisdom of God in a mystery, the hidden wisdom of God, ordained before the ages of our glory, which none of the rulers of this age knew. For had they known, they would not have crucified the Lord. God het hierdie unieke, amazing plan gehad en geweet hy gaan sy seun Jesus Christus stuur, wat die laaste en die volkome prys gaan betaal vir mense se sonde. Die laaste bloedoffer wat betaal moet word vir mense se sonde. En die amazing ding wat gebeur het, hy bring vir Jesus kom aarde toe, hy betaal die prys, en hy kom vat die sondige natuur van die mens af weg, soos wat dit was aan die begin. Ons sal nou daarna kyk. Maar jy moet weet vandag, dat as jy 'n saadjie is, en jy is nie in Christus nie, dan is die toorn, the wrath, die toorn van God is op mensdom. Dit staan in Johannes 3 vers 36, he who believes in the Son has everlasting life. And he who does not believe the Son shall not see life, but the wrath of God abides on him. Ons het 'n verantwoordelikheid as kinders van die lig, as ligdraers, as ambassadeurs van die koninkryk van God, om al die saadjies wat om ons is, by die huis, by die werk, by die sportveld, om die liefde van Christus te kan wys, om 'n potensiaal te kan gee vir 'n saad om geplant te kan word, sodat daai persoon ewige lewe kan hê en tot redding kan kom. Maar daar is geen ander naam waardeur 'n mens gered kan word nie, behalwe die naam van Jesus Christus. Jesus het homself gesê, ek is die weg en die waarheid en die lewe. Niemand kom na die Vader behalwe deur my nie. Ek wil gou vir julle wys wat is die hart van God, want ek dink baie keer verstaan Christene selfs verkeerd, die volgende skryf asseblief, verstaan nie wat die hart van God is nie. Hier staan in 1 Timotheus 2 vers 3 tot 4, God our Savior, who desires all men to be saved, and to come to the knowledge of the truth, for there is one God and one mediator between God and men, the man Jesus Christ. So God se hart is dat al hierdie saadjies op die aarde geplant sal word in sy seun. Dis nie sy hart dat almal verwoes moet word nie. Dis ons verantwoordelikheid as voete, die bereidheid om die evangelie te verkondig, om mense saad na Christus te bring. So wat doen ons? Hoe het ons van 'n saadjie gegaan om geplant te word in Christus? Toe die Heilige Gees uitgestort was, in Handelinge 2 lees ons, toe staan daar 3000 mense voor Petrus. En Petrus doen die eerste preek oor Jesus. En hy vertel vir hulle van die profete wat gesê het Jesus sou kom. En hoe julle as Jode Jesus gekruisig het. En hy verkondig die evangelie. En daai mense word gelei deur die Heilige Gees om te sê, maar wat moet ons doen om gered te word? En hy sê, repent and be baptized and receive the Holy Ghost. Dis wat jy moet doen om gered te word. Dis wat ons gedoen het. Romeine 10 sê, vers 19, that when you confess with your mouth the Lord Jesus Christ, and you believe in your heart that God raised him from the dead, you will be saved. Dis die vereiste. Nou is die saadjie geplant, maar dit stop mos nie daar nie. Ons moet nou groei. Ons moet nou groei as little children. En weer eens, julle weet ek doen die doopbediening en ek is passievol daaroor, maar die doop het 'n amazing impak in jou lewe. Daar was geen tydsverdryf in die Nuwe Testament in die vroeë kerk waar iemand tot bekering gekom het dat hy 'n week of 2 of 'n maand of 6 jaar gewag het om homself te laat doop nie. Dit was 'n onmiddellike gehoorsaamheid. Jesus het dan self gesê, maak disippels en doop hulle in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees. Dit sê hy net voor hy opvaar hemel toe. Want in die doping is waar jy een word met Christus volgens die woord van God. In die doping sterf hierdie sondige natuur as te ware. Sterf dit onder die water soos wat Jesus gesterf het. Gaan dit dood. En wanneer jy opkom uit die water uit, wanneer hierdie plantjie begin deurbreek, is dit 'n nuwe skepping wat die sondige natuur nie meer aan hom vashou nie. Jy's nie meer 'n slaaf van sonde nie. Dit maak nou sin om 2 Korintiërs 5 vers 17 te lees en te sê, if anyone is in Christ,
He is a new creation. Old things have passed away, behold, all things have become new. Dis 'n nuwe skepping wat Christus kom maak het, deur Jesus te stuur in jou lewe om die sondige natuur weg te trek van jou. So, Johannes skryf, I write to you little children, because your sins are forgiven you. Hy wil hê, jy moet vandag weet, dat jou sondes, maak nie saak hoe groot of hoe klein, is deur hom weggevat op die kruis. It's been dealt with. Dit beteken, hy wil hê jy moet dit weet in jou verstand, sodat dit gaan sit in jou hart. Maar weer eens, ons kom terug na hierdie ding hier bo tussen ons ore, die brein, waar daar twee stemme kom, Gees van God se stem en die vyand se stem, wat jou heel dag aanval. Spreuke 23 vers 7 sê, for as a man thinks so easy in his heart, as a man thinks in his heart so easy, jou denke en wat jy glo van jouself, ultimately bepaal hoe jy gaan optree as 'n Christen. Gaan jy standvastig raak, hierdie boom wat begin groei, of gaan jy op die see wees soos 'n golf en net heeltyd ronddobber, want jy weet nie wie jy is in Christus nie. Romeine 12 vers 2 skryf Paulus, do not be conformed to this world. Moenie gelyk raak aan hierdie wêreld nie. Kinders, luister vir oom Faf vandag. Sosiale media, Snapchat, ChatChat, WeChat, XChat, LekkerChat, man, dis crap. Dit steel julle tyd om kind te wees. Dit steel jou tyd om Christus te dien. Ja, meneer het gesê, ons moet die huiswerk kry op een van die chats. Kry die huiswerk. Moet net nie jou ure om, weet jy wat, dis sommer vir die groot mense ook, Facebook vir ons wat ouer is. Jessie, ek ook. Onthou, hierdie preek is vir my. Mense, hier is vir my. Minder tyd op Facebook. Beteken nie ek mag al wees nie, maar ons moet meer tyd in die woord spandeer om te weet. Want hy sê, do not be conformed to this world. Dis die wêreldse dinge. Maar hy sê, be transformed through the renewing of your mind. Jy gaan slegs deurbrake begin kry as jy jouself deurspoel met die woord van God. Deur die hulp van die Heilige Gees wat vir jou oopbreek om vir jou te wys wat Jesus vir jou kom doen het. Dan gaan jy deurbrake kry. Anders, kyk wie Snapchat of wat ook al jy kyk, maar jy gaan nie kan groei as 'n kind van Christus uitwendig nie. Tensy jy na predikers kyk natuurlik. So hy sê, you must be transformed, wat beteken metamorfose. Onthou nou, toe ons 'n saad was, die Bybel sê eintlik, we were carnal. We were enemies with God, voor ons Jesus aanvaar het. So in ons denke het ons gegaan, ons gedoen wat ons wil. Ons het letterlik gedoen wat ons wil, maar die evil thoughts of our heart was in plek gewees. Toe ontmoet ons die liefde en die grace, ontmoet ons Jesus. Nou, kan ek nie meer dink soos 'n ou mens nie. Ek moet gaan oefen om ander gedagtes oor myself te begin glo, sodat ek kan deurbraak begin kry as 'n kind van Christus. Volgende skyfie asseblief. Kom ons kyk gou-gou, wat is sonde? Ek gaan nou nie vir die kinders vra wat is sonde nie, maar ek wil vir ons almal vandag sê, wat beteken sonde? En daar's baie definisies, maar kom ons gaan na van die definisies in die Bybel. But he who doubts is condemned if he eats, because he does not eat from faith. For whatever is not from faith is sin. Dis 'n groot definisie vir my. En ons moet 'n bietjie tyd daaraan spandeer. Dis een definisie. Wat ook al jy doen buite geloof is 'n sonde. 'n Ander skrifgie sê Johannes, all unrighteousness is sin, and there is sin not leading to death. Met ander woorde, daar's 'n sonde wat tot die ewige dood lei. So kom ons gaan kyk gou na dit. Wat is die enigste sonde wat tot ewige dood kan lei? En ons gaan kyk na Jesus se woorde, want God sê, luister wat Jesus gesê het. Jesus sê, nadat hy demone uit 'n man uitgedryf het, kom die fariseërs en hulle kla hom aan en sê, jy gebruik Beelzebul om hierdie kragte uit te dryf. Beelzebul is 'n demoniese krag. En Jesus redeneer met hulle en sê, hoe kan ek Beelzebul, hoe kan Satan homself uitdryf, 'n kingdom divided kan mos nie leef nie. Maar hy vat die fariseërs aan en hy sê, in hierdie wêreld, terwyl ek op hierdie aarde leef, sal mense my naam beswadder, my naam sleg sê en ek sal dit vergewe. Maar die een wat die Gees van God se naam beswadder, sal nie vergewe word nie. Wat beteken dit? Dit beteken 'n volgehoue,
hardnekkige verwerping van God se gees en jy maak jou hart toe vir bekering. As jy daai saadjie is wat jou hart toe gaan maak vir God se gees om deur jou te werk om Jesus te kan aanneem en jy gaan dood, then you lost forever. We know that. That is the one unpardonable sin. As jou hart so verhard is en daar's genade dat jy nog lewe en jy gee jou hart vir Jesus, dan kan jy vergewe word. Want dan kom jy in die koninkryk in. But if you die like that, you die a sinner forever. Dis die een deel van sonde. Jakobus skryf, if anyone then knows the good they ought to do and doesn't do it, it is sin for them. So luister gou, ons as kinders van die Here, ek kan twee Christene langs mekaar sit, hulle albei kan dieselfde ding doen, dis sonde vir die een, maar dis nie sonde vir die ander nie. Sonde is nie meer, want dit was nog nooit vir ons, soos wat dit vir byvoorbeeld die Jode is nie. Die Jode het wet op wet op wet gekry en sê, jy mag nie dit nie, jy mag nie dat nie, jy mag nie dit nie, mag nie dat, as jy dit doen, toe gebeur dit met jou. En hulle kon nooit eers die wet onderhou nie. Dit is nie sonde nie. Sonde is wanneer jy weet jy moet nie iets doen nie, en die Gees oortuig jou en jy doen dit tog. Twee Christene sit, en die pastoor staan daarvoor en sê, jy moet jou 10de gee, of jy moet geld gee vir die kerk. Die een ou gaan, en hy het 'n hart, hy het 'n blymoedige hart, sê, Here, ek wil meer gee, I want to give, because I love you, en hy gee sy saad, en vir hom is dit reg. Die ander ou voel, maar ek wil nie vir hierdie gebou wat die kerk nou gebou geld gee nie, maar die pastoor het nou gesê, en okay, ek gaan nou maar geld gee, so hy gee dit amper grudgingly, uit geloof uit, en vir hom is dit 'n sonde. Want dit gaan oor die kondisie van jou hart. Jesus stel net belang in die kondisie van jou hart. Hoe lyk jou hart? Hoe lyk jou hart? Hoe tree jy op? Tree jy op in geloof wanneer jy goed doen? So dis 'n ander prentjie van hoe sonde lyk. Maar baie mense, en nou praat ek oor myself. Ek noem dit die groot rooi P, die rooi padteken wat sê, met 'n P wat sê parking, kom parkeer hierso. Baie van ons jong kindertjies in Christus, die klein boompie, hou daarvan om te gaan parkeer in ons sonde. Want ons dink, ons is nog sondaars, net gered deur genade, just net. En ek was daar, ek het 'n ding gehad wat ek gedoen het, wat buite geloof staan, wat mens kan klassifiseer as 'n sonde, en ek kon nie uit dat ding uitkom nie. En elke keer as ek dit doen, dan gaan parkeer ek in daai sonde, en die vyand kom, en dis sy parking lot. Dis sy parking lot. Hy staan en hy wag dat jy daar kom parkeer, en dan kataza hy jou, en hy sê, jy is useless. Jy is so vuil, die water, die bloed kan jou nie eers skoon was nie. Ek maak dit nou baie dramaties, maar dis hoe dit was. En dan as 'n Afrikaner wil ons misperform, dan sê ons, okay, ek gaan meer Bybel lees, ek gaan vroeër opstaan, ek gaan vas, ek gaan bid, ek gaan alles doen wat ek kan. En ek gaan in hierdie drive om myself uit hierdie gat uit te probeer kry, en ek ry my karretjie uit die parkeerarea uit, net om 'n week later weer in dieselfde ou struik te val. Want jy sien, jy kan nie met performance dit uitkom nie. So wat het vir Faf Kreer, wat het my gehelp om uit dit uit te kom? Volgende skyfie asseblief. Hier is twee van die most amazingste versies wat my gehelp het om te kan groei as 'n kind van Christus, as 'n babatjie, om te verder te kan groei en die melk na vaste spyse te kan vat. Hy sê, in him, dis nou Jesus, you were also circumcised with the circumcision made without hands, by putting off the body of the sins of the flesh, by the circumcision of Christ, buried with him in baptism, in which you were also raised with him through the faith in the working of God, who raised him from the dead. Dis 'n mondvol. Julle gaan nie studie na die tyd kry, julle kan nie deurwerk. Maar kyk wat het gebeur. Adam en Eva sondig, en die sondige natuur kom rus op die mensdom. Christus kom, hy sterf aan die kruis, en ons lees hierdie skrifgie wat sê, in him, you were also circumcised, with the circumcision made without hands, by putting off the body of the sins of the flesh. Kan julle sien wat het Christus kom doen? Hy het ons kom reconcilieer tot God. Volgende versie, krities volgende versie. Kyk wat sê die volgende versie. Hier staan ek. En hy sê, and you, who once were alienated and enemies in your mind by wicked works, yet now he has reconciled in the body of his flesh through death, to present you holy, blameless, and above reproach in God's sight.
if indeed you continue in faith. Kan julle sien wat het Christus vir ons kom doen? Hy het die sondige natuur wat ons 'n slaaf van geraak het weggevat en gesê, hierso is Faf nou. Dis nie meer die sondige Faf wat hier is nie, dis sy siel en sy gees skoon gewas deur die bloed van Jesus. En raai wat? Nou kan God sê, if anyone loves me, we will love him and we will come and make our abode in him. God kan slegs heilige grond bewoon. Dis ek. As gevolg van wat Jesus kom doen het hy heilige grond gemaak deur die sondige natuur weg te vat en die verhouding met God is herstel. En die gees van God kom maak sy woning in ons. En hierdie liggaam is nou 'n tempel van die gees van God. If indeed we continue in faith. En alles wat ons doen ons in geloof, wetend dat God het gekom en hy het sy gees in ons ingesit. I'm no longer a slave of sin. As jy hierdie kan snap, dan kan jy lees wat die woord sê, I have become the righteousness of God in Christ Jesus. Dit moet jou verklaring wees, as gevolg van wat hy kom doen het vir ons. Ek kan nie vir julle verduidelik hoe dit my lewe verander het, om hierdie revelation, openbaring, te hoor, te weet, in my hart te gaan sit, sodat ek kon vrykom van die goed wat my teruggehou het. Het maak nie saak watter sonde jy gehad het, of watter sonde jy dink jy het nie. Jesus het alles vergewe. Terwyl hy op die aarde geloop het hy die vrou met oorspel vergewe, dat niemand daarmee kan aankla nie. Hy het vir Saggeus, die belastingbetaler, wat geld gesteel het by mense, het hy vrygespreek. Matteus het toe gegaan en hy het 4 keer teruggegee wat hy gesteel het. Die Samaritaanse vrou, wat 5 mans gehad het Jesus al vergewe. Die man met demone het Jesus bevry. Die man op die kruis is vrygespreek. Saulus, wat Christus se naam beswader het en Christene vervolg het, is vrygespreek. Kan julle sien wie dien ons? Ons dien 'n Christus, wat ons vrygespreek het van alles. Vandag prakties, wat is sonde? Ek het vir julle verduidelik, is 'n kondisie van jou hart. Dit kan 'n besigheidsbesluit wees wat jy neem, wetend dat jy doen iets nie reg nie. That is sin for you. Dit kan wees om 'n fliek te kyk, of 'n reel te kyk, of 'n musiek te luister met woorde wat God se naam defame, afkraak. And if you listen to that, it's sin for you. You need to walk away and turn away from that. Dis wanneer jy geld vir die kerk gee met 'n hart van ek wil nie nou gee nie, ek kan nie nou gee nie, of vir iemand, en jy doen dit grudgingly, dan sê Here, maar dit help nie, jy gee dit nie. Of as jy dit gee en jy wys almal, kyk my 500, ek gooi hom in die mandjie. Doesn't help. You're not doing it by faith. You're doing it to be recognized by man. En jou reward is klaar gegee vir jou op aarde. Dis wanneer jy 'n verhouding by die werk begin, of 'n vennootskap met 'n klerk of iemand, en jy weet, diep binne in jou, sê die Heilige Gees, dis nie nou reg dat jy hiermee betrokke raak nie. Loop weg van dit af. En selfs wanneer ons iets fout doen, as klein kindertjies, onthou ons is 'n boompie geplant, ons het 'n stok wat langs ons geplant is, die Gees van God, om ons regop te hou. Ja, daar's tye wat jy kan val, maar nie met hom aan jou kant nie. So as jy verkeerd doen, sê Johannes, selfs wanneer jy verkeerd doen, sê hy, my little children, these things are right to you, so that you may not sin. But if anyone sins, we have an advocate with the Father, Jesus Christ the righteous, and he himself is the propitiation for our sins. And not for our sins only, but also for the whole world. Daar is ruimte vir ons om foute te kan maak. Daar is 'n genade wat Jesus oor ons uitgespoel het, sodat ons kan groei. Moenie gaan parkeer as jy die fout maak nie. Gaan terug na wie jy is en sê, Jesus, U vat my so na die Vader toe. Dis wie ek geword het. Paulus skryf ook daar, wat hy praat oor genade, dan vra die mense om, kan ons dan nou maar ander sonde onder daar genade is? En hy sê, no, certainly not. You cannot continue in sin. Dis nie 'n lisensie om aan te hou nie, maar daar's genade om te sê, hierdie is nie meer wie ek is nie. Dis wie Christus my gemaak het, en jy kan aanbeweeg. Jy's nie alleen nie. Hierdie stok wat jou so vashou is die Heilige Gees. Daar staan in 1 Johannes 2, but you have an anointing from the Holy One, and you know all things. Wat wil sê? Jy het 'n anointing, die Heilige Gees, en jy weet alles. Jy weet die waarheid. But the anointing which you have received from him abides in you, and you do not need that anyone teach you. Ek wil gou hierdie sê. Jesus het self gesê, but the Helper, the Holy Spirit, whom the Father will send in my name, he will teach you all things and bring to your remembrance the things that I've said. Die Heilige Gees is ons helper. Jy kan nie bekostig
om 1 keer 'n week kerk toe te kom en te dink jy gaan hier geteach word nie. Jy word geteach deur die Gees wat saam met jou woon in jou huis, wat jy die woord opmaak. En die woord sê, faith comes by hearing and hearing the word of God. And my Holy Spirit will teach you all things. And He will remind you the things that Jesus has said. Ek sien 'n rooi liggie flikker daar agter. Ek weet nie wat dit beteken. Dit beteken ek seker nog 'n halfuur. Ek gaan nie deur alles kom nie. Ons is nog nie eers by young men nie. I implore you om die notas te kry, om te mail en te vra of jy dit kan kry, sodat jy 'n studie kan gemaak, self met die Gees van God, om deur hierdie te werk, because you need to know who you are in Christ. Nie net as jy vrygespreek van sonde nie, dis 'n posisionele skuif wat Christus ons kom maak, dis 'n nuwe skepping. Ek gaan nou nie daardeur gaan nie. Daar's baie goed wat ons in kan groei, die woord wys vir ons dit. Maar hoe beweeg ons van melk dan? Hoe beweeg ons weg van melk om styk te begin eet? Die Hebreërskrywer sê, for though by this time you ought to be teachers, you need someone to teach you again the first principles of the oracles of God. And you have come to need milk and not solid food. For everyone who partakes only of milk is unskilled in the word of righteousness, for he is a baby. But solid food belongs to those who are of full age, that is, those, by reason of use, have their senses exercised to discern both good and evil. So hoe beweeg ons om vaste spyse te begin eet? Hoe begin jy hierdie vaste kosse te eet? Jy moet weet jou sondes is vergewe. Jy moet weet jy is vrygespreek. Dan lys hy in Hebreërs 5 wat jy in my studie sal sien, al die goed wat ons as kinders behoort te weet. Ons moet weet wat beteken repentance from dead works, wat hy van skryf. Faith towards God, the doctrine of baptisms, laying on of hands, the resurrection of the dead, and eternal judgment. Ek weet ek moet afsluit. Ek wil net gou vir julle opgewonde maak oor wat hy skryf vir young men. As jy nou as 'n klein babatjie al hierdie goed weet, glo en uitleef elke dag en jy kry oorwinning oor jou daaglikse goed wat jou wil aanval en jy kan begin discern die stemme wat jy hoor, dan word jy 'n jong man in Christus. En hy sê, I write to you young men because you've overcome the wicked one. En die studie gaan vir jou wys, hoe oorkom ons elke dag hierdie wicked one? En waar is die geveg? En is daar 'n geveg? Ja, daar's 'n geveg. Daar's 'n geveg vir jou lewe. Satan wil nie hê jy moet ewigheid saam God spandeer nie. Joyce Meyer het mooi gesê, the battlefield is the mind. Dis waar die battle sit. Daar is 'n geveg. Jesus het oorwinning gekry en hy het vir ons autoriteit gegee om oorwinning elke dag hier op die aarde te hê. Hy sê ons stryd is nie teen vlees en bloed nie. Ons ken dit. Maar dit is against powers and principalities. Dis deur bose magte. Dan sê 2 Korintiërs 10 vers 4 en 5 sê, God kom deur sy Gees en hy gee vir ons wapens. Hy gee vir ons wapens om oorwinning te kry. 'n Young man is victorious. Daai woordjie victory vir 'n young man is Nike. Dis waar Nike vandaan kom. We are victorious in Christ. En hy sê, the weapons of our warfare are not carnal, but they are mighty in God for pulling down strongholds, casting down arguments, and every high thing that exalts itself against the knowledge of God. Kan julle sien waar vind die battle plaas? Die wapens wat ons het. Ons ken die wapenrusting wat ons aantrek. Al daai wapens, die helm van verlossing om jou gedagtes te beskerm. En die gordel. Maar die woordjie wat hy hier gebruik, for the weapons of our warfare. The weapons of our warfare, daai woordjie weapons is hoplon, Grieks. En dit beteken 'n aanvalswapen. Attack. As jy vir jou hond sê, sa, vat hom. Dis wat die Here vir ons gee. Hy gee vir ons alles om ons te beskerm teen ons gedagtes, want die vuurpyle kom en die aanvalle kom, maar hy gee vir ons die wapen van die woord, die swaard. En dit is 'n aanvalswapen. Wanneer daai gedagte na jou toe kom, you need to slice it. And slice the head of that serpent. En dis hoe hulle die victory kry, die jongmans in Christus. En elke dag kry hy oorwinning as gevolg van dit wat Christus vir hom gegee het. Okay. Ek moet klaarmaak. Ons het nie eers by die vaders uitgekom nie. Maar onthou, gaan gou vir my na die laaste slide toe asseblief. Bertus.
Die goeie nuus vandag. Die eerste deel, die laaste stuk het ek uitgelaat. Hy sê, I write to you little children because your sins are forgiven you for his name's sake. I write to you young men because you've overcome the wicked one. I write to you fathers because you've known him who was from the beginning. En kyk wat skryf hy daar rig in die begin. I write to you little children because you have known the Father. Om God te ken is vandag een af, om te weet wie hy is, dat hy 'n waarmaker van sy woord is. Dit is nie afhanklik van hierdie groeiproses nie. En hy kom sê dit, ek wil net hê jy moet weet jou sondes is vergewe, maar jy ken God. Vandag een af. We know the God we serve. Ons weet wat sy hart is. Ek wil graag afsluit met 'n skrifgedeelte deur 'n seën op julle uit te spreek in 'n gebed. En dan wil ek regtig vir julle vra, as julle 'n studie wil maak van dit, kry die notas seker teen Dinsdag op die laaste sal dit by Rosie wees, info uit die bron, want dit het so baie vir my beteken. Hierdie voorbereidingstyd. En weer eens, hierdie preek is vir my, ek is so on fire om te gaan doen wat die woord van God vir my vra om te doen en om te groei. So kom ons sluit die oë. Ek bid dat die God van ons Here Jesus Christus, die Vader aan wie die heerlikheid behoort, deur sy Gees aan ons wysheid sal gee. En hom so aan ons openbaar dat ons hom werklik kan ken. Ek bid dat hy ons geestesoë so sal verhelder dat ons kan weet watter hoop sy roeping inhou en watter rykdom daar is in die heerlike erfenis wat hy vir die gelowiges bestem het. En hoe geweldig groot sy krag is wat hy uitoefen in ons wat glo. Amen. Vir julle graag vorentoe roep vir enigiemand wat gebed nodig het, kan julle vorentoe kom vir gebed na die tyd. Baie dankie vir julle finansiële bydrae. Do it by faith and willingly and with a cheerful heart. Hê 'n wonderlike week en baie dankie dat julle gekom het.